So, by finansies, onthou ons 3 maniere wat hulle BTW of persentasies kan vra. Okay? Die eerste ene is hulle vra net vir jou straightforward, hier is die persentasie, geef vir my die bedrag. Alright? Of hier is die bedrag, geef my die persentasie. So al waarmee jy werk is persentasie bedrag. Dan die tweede ding wat hulle kan doen, is hulle kan vir jou sê, alright, hier is BTW insluitend, alright, wat beteken jy gaan ietsie moet doen, en dit werk ook maar op dieselfde konsep as vermeerdering met persentasies. Of my ander opsie is waar BTW uitgesluit word. Met ander woorde, dis eintlik persentasie vermindering. So daai is jou 3 opsies. So as ons kyk na 2.1, 2.2 en 2.3, dit is basically jou 3 verskillende opsies. So as ons kyk na die eerste vraag, sê hulle, 'n paar tekkies kos R575. Okay, maar net hier so gaan. Alright, so die tekkies kos R575 met BTW ingesluit. Alright, bereken die bedrag BTW wat op die tekkies betaal moet word. So al wat hulle wil weet is wat is die bedrag. Hulle wil nie weet hoeveel BTW is ingesluit of hoeveel is uitgesluit nie. Hulle wil net weet hoeveel BTW betaal jy op hierdie tekkies. So al wat ek gaan doen is ek gaan sê, dat ek net gou weer al gaan, my bedrag wat 575 en ek maal dit met 15% op 100. So onthou met persentasies sit jy hom altyd op 100. Alright, so daai is al. Ek gaan net sê 575 maal 15 op 100. En as ek dit doen, gaan ek kry R86.25. So dis die bedrag BTW wat ek betaal. Alright, so as hulle net vra vir die bedrag, dan maal jy net met die persentasie. Alright, die tweede vraag sê, 'n selfoonjassie, dis 'n oulike woord. Alright, 'n selfoonjassie kos R120 met BTW ingesluit. Bereken die prys van die jassie sonder BTW. Met ander woorde, hulle sê nie net die bedrag nie. Hulle wil weet, hoeveel betaal jy vir hierdie foon jassie as ek nie BTW bysit nie. Alright, met ander woorde, ek werk met wanneer BTW uitgesluit is. Alright, so wanneer BTW uitgesluit is. So wat nou? Okay, so vir my persoonlik die maklikste manier om hierdie te doen is met verhoudings. So onthou, enige persentasie is altyd 100%. Nou waarmee vergelyk ek dit? Ek vergelyk dit met BTW. En wat is BTW? Dit gaan 100% wees plus daai 15%, wat beteken is eintlik 115%. So ek bereken sonder en met. Alright, nou moet ek net mooi gaan kyk. Alright, die selfoonjassie kos R120 met BTW ingesluit. Met ander woorde, die 15% is eintlik al klaar ingewerk. So dat sit ek kom aan hierdie kant. Want met BTW, met daai 15% by, kos hy my R120. Nou wil ek weet, hoeveel kos hy sonder BTW? Met ander woorde, sonder daai 15%. So wat doen ek nou? Dit wat ek in enige verhouding doen. Ek deel opwaarts en ek maal kant toe. Met ander woorde, jy gaan sê 120 gedeel deur 115 maal met 'n 100. Right, en dan tik jy dit nou obviously net in jou sakrekenaar in. So 120 gedeel deur 115 maal 100 gee vir my 104,35. Onthou om reg af te rond. Altyd na 2 desimale plekke. Right, so hoeveel kos hierdie jassie sonder BTW? Hy kos vir my R104. Right, hoopelik maak dit vir jou sin. So by 2.3 is dit soortgelyk dieselfde. 'n Rugsak het 'n prys van R450 met BTW ingesluit. Bereken die totale, met BTW uitgesluit. Bereken die totale prys wat die betaal moet word BTW ingesluit. So wat wil hulle hê? Hulle wil nie die bedrag hê nie. Hulle wil weet hoeveel gaan dit my kos met BTW ingesluit. So ek weet, okay, ek het BTW uitgesluit wat 100% is.
tot BTW ingesluit wat 115% is. Nou die bedrag wat hulle vir my gegee het, daai 450, is uitgesluit. Met ander woorde, hy is sonder die 15%. So ek moet hom nou gaan uitwerk, hoeveel gaan hy wees met daai 15% by? Alright, kan jy verskil sien tussen 2.2 en 2.3? Waar ek wat in vervang? So hierso was die bedrag ingesluit. So met ander woorde, hy gaan by 115. Hier is hy nie ingesluit, hy is uitgesluit, so hy gaan by 100%. Nou werk jou berekening dieselfde, jy deel opwaarts en jy maal kant toe. So met ander woorde, ek gaan sê 450 gedeel deur 100 maal met 115 en dit gaan dan vir my gee, ek het net intik, R517.05. Maar nou jy kan nie net 5 nie, dit is 50 cent. So onthou 2 desimale plekke. Right. So dis my BTW. So daar's 3 vrae wat hulle kan vra. Hulle vra vir jou of die bedrag wat net straightforward is, maal met 15 mekone. Of hulle vra vir jou insluitend, of hulle vra vir jou uitsluitend. En dis dan wat jy doen. Okay, so as ons kyk na 4, sê hulle vir jou, 'n boek kos R230 met BTW ingesluit. Bereken hoeveel hierdie bedrag BTW is. Alright, so nou vra hulle vir jou 2 goed. Hulle wil weet, hoeveel betaal jy nou aan BTW? Nou ek begin presies dieselfde. Alright, ek moet net eers weet wat is hierdie bedrag wat ek betaal, voor ek kan weet hoeveel BTW ek betaal. So, ek begin met ingesluit en uitgesluit. So die 230 is met BTW ingesluit, so met ander woorde, hy kom aan daai kant, want die 15% is klaar by. So ek wil nou weet, hoeveel kos die ding sonder BTW, jy weet, so dat ek dan kan sê, hoeveel spandeer ek aan BTW. So ek doen dieselfde, ek gaan deel, so ek gaan sê 230 gedeel deur 115 en dan gaan maal ek met 100. Right, so 230 gedeel deur 115 maal met 100 gee vir my 200. So dit kos my R200 sonder BTW, maar dit kos my R230 met BTW. So hoeveel betaal ek nou eintlik vir BTW? R230 minus 200 en dan vir my R30. So jy moet nog steeds eers weet wat is jou BTW bedrag uitgesluit, so jy weet okay, maar hoeveel betaal ek aan BTW. Alright. Ons sal in die volgende video gou vinnig kyk na 2.5 en 2.6 en dan enkelvoudige en saamgestelde rente.